Geachte familie, vriende, ek wil sê baie dankie dat jy vanoggend gekom het om hierdie laaste eer te betoon aan Johan van der Kolf. Ons wil vra dat jy vir die oomblik, vir die opening hiervan, die oomblik sal stil sit en dat ons so kyk na die leefwêreld van Johan die laaste paar dae, laaste paar jaar deur sy eie oë. Sit rustig en kyk daar. Life everlasting cruising, alles verbieden die bij away. Lord goed tot in die kosten, wakker dat er bij het dier staat. Dus ik wees die jong, het is die beste plan. 435 bij mijn zomer groepa. Als je niet trok in aan je kompas, zal je jaren op de man. Op mannen staan. A life of everlasting cruising, like a deep water. Hey, Lord, I need to please believe that we are from that day. Hey, let's take Jesus Christ and stop revealing my contemplate. Couldn't see the Lord is wrong since the first I see him. They have to go. Vir ons saam lees uit die Bybel, kom ons maak ons oë toe en bid ons saam. Vader in die hemel, baie dankie dat U vir ons lief is. Baie dankie dat U vir Johan van der Kolf baie lief was.
Baie dankie Here dat ons vanoggend so by mekaar kan kom om afskeid te neem, om eer te betoon. En Here, dan loof ons U vir die gawes en die talente en die geaardheid van die menswees wat U vir hom gegee het, gegee het om te kan hê en te kan wees. Ek wil vra Here dat U met elkeen sal wees, as we vandag hier weggaan, dat U deur die Gees soos U beloof in die woord elkeen sal troos. En Here, dankie vir wanneer ons hier verbyry, of op hierdie ruimte kom, ons mooie herinneringe kan hê aan iemand wat 'n mooi pad geloop het, wat diep spore getrap het, wat bakens gelos het, Johan en saam met Melinda, sy vrou. Ons wil vra, Here, kom in hierdie paar oomblikke, kom maak ons ore en ons harte oop, dat ons vir U sal hoor. In Jesus se naam. Amen. Ek lees vir julle 'n paar verse uit Openbaring 2. Die Openbaringbriewe is geskryf deur die Here vir die kerk op aarde. Dis nie bangmaak briewe soos baie mense dink nie, dis troostbriewe. Dis vir ons gegee en dit wemel van die Here wat sê, ek sal by jou wees. As jy nou baie prakties wil dink vanoggend, as jy nou 'n kookbottel vol water maak, 2 liter bottel en jy rol nou hierdie saal af, elke kort sal daar Coca-Cola uitkom. En dis wat in hierdie briewe wil staan, dat die Here vir jou aan mekaar wil sê, ek sal by jou wees. Ek sal by jou wees. Ek sal by jou wees. Skryf aan die leraar van die gemeente in Pergamum, so sê hy wat die skerp swaard en die 2 snykante het. Ek ken die plek waar julle bly, daar waar die troon van die Satan is. Tog bly julle aan my naam getrou, en julle het nie julle geloof in my afgesweer nie, selfs in die tyd toe Antipas, my getroue getuie, doodgemaak is, en daar by julle waar die Satan bly. Maar ek het 'n paar dinge teen julle. Julle het mense daar wat die leer van Biliam aanhang. Hy het vir Balak geleer om die volk Israel van my afvallig te maak, maar hulle, sodat hulle afgods offervleis geëet het en onsedelikheid bedrywe het. So is daar ook onder julle mense wat die leer van die Nikolaïte aanhang en dieselfde sondes doen. Bekeer julle nou, anders kom ek gou na julle toe, en sal ek daardie mense bestry met die swaard van my woord. Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeente sê. Aan elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek van die verborgde manna gee. En daarby sal ek vir hom 'n wit steentjie of 'n wit klippie gee met 'n nuwe naam daarop gegraveer, wat iemand anders ken nie, net hy wat dit kry. Ek sal vir jou 'n nuwe klippie gee, met 'n nuwe naam, 'n wit klippie, met 'n nuwe naam op, sodat jy kan weet, dat ek vir jou lief is. Liewe familie en vriende, 'n begrafnisgeleentheid soos hierdie, is vir my altyd op 2 bene. Die een uiteraard dra groot gewig. Ons neem afskeid van Johan van der Kolf. Maar aan die ander kant is dit ook vir jou 'n geleentheid om na jou eie lewe te kyk. Want wanneer dit klaar afgehandel is, dan stap ek en jy by die deure uit, waar die son skyn en ons ry terug werk toe, kantoor toe, en ek en jy gaan lewe die lewe daarvoor. Die Openbaringbriewe sê almal, as ons vir mekaar sê die Here, ek weet waarmee julle besig is. Ek weet wat julle doen, ek weet waarmee was Johan van der Kolf besig. Daar was baie goed wat mooi was, ek het baie daarvan gehou. Maar dan sê hy ook, en daar is 'n paar goed wat julle moet aandag aan gee. En ek en jy wat hier sit vandag, het nog tyd om hier uit te stap en te sê, Here, ek hoor vanmôre vir U.
ek het nog tyd, ek gaan daaraan aandag gee. Ons wil vir die Here vanoggend kom sê, Here, baie dankie. Baie dankie dat Johan van der Kolf iemand was wat met toewyding geleef het op aarde. Iemand wat met wysheid geleef het. Iemand wat deur harde werk 'n merkwaardige nalatenskap agtergelaat het. Ons wil sê, Here, dankie dat Johan van der Kolf ten spyte van die suksesse wat hy behaal het, nederige mens gebly het. Kan ons hom opsom met sê, Johan van der Kolf was 'n mens onder mense. Dankie Here dat sy lewe getuig het van integriteit, en eerlikheid, en standvastige waardes. 25 November 2023 kom haal die Here vir Melinda, sy eggenote, wat hulle twee saam 'n mooi pad geloop het. Ons wil vir die Here kom dankie sê, dat Johan van der Kolf 'n goeie man vir sy vrou was. En hulle twee saam, ons baie lank sal onthou, wanneer ons by Karabedeen kom en verbyry. Ons wil vir die Here kom dankie sê, dat hy 'n goeie pa was vir jou Gok, en hy self vir julle twee, en vir julle groot gemaak het, soos 'n ware pa. Ons wil vir die Here dankie sê, dat toe Melissa jy bygekom het, en Anja bygekom het, Johan geen onderskeid gemaak het, tussen sy eie kinders, en sy skoonkinders nie. Dat hy hulle aanvaar het, asof julle syne was. Ek was saam met julle kleinkinders kom dankie sê, Michal, vir die oupa wat Johan vir jou was. Kara vir jou, Markie vir jou. Oupa was vir julle verskriklik lief, en het baie keer vir dit vertel, hoe kosbaar julle drie in sy lewe was. Ons wil vir die Here kom dankie sê vir die broer wat hy was, vir sy susters. 'n man van familie, man wat prioriteit geheg het aan familiewaardes, wat verhoudings gekoester het, wat verhoudings beskerm het. Ons wil vir die Here kom dankie sê, dat Johan van der Kolf mal was oor fietsry. Al het hy heel dikwels meer geval as wat ons daarvan gehou het, maar hy daarvan gehou. Dankie Here dat Johan van der Kolf gehou het van mooi musiek. Van 'n bruin Land Cruiser bakkie. Jy sê dit was vir hom op die pad sien ry het sy plaas toe, het sy dorp toe, het sy in die dorp, of sommer net hier op die plaas. Dankie dat hy lief was vir 'n hond, en vir beeste, en vir druiwe, en vir wild. Dankie dat hy 'n ware vriend was, Here, 'n ware mentor, iemand wat geluister het, iemand wat raad gegee het, iemand wat ander mense rondom hom toegelaat het om ook te groei in die lewe. Het 'n positiewe invloed gehad, nie net op sy familie, hulle wat hier voorsit nie, liewe vriende, maar ook op my en jou, sy kinders, sy werkers, sy vriende in die algemeen in die wêreld. Die Matties, die Mariusse, die Wilmaries, die Tandies, die Loratos, duisende ander in hierdie lewe, die Johan van der Kolf geraak met sy lewe. Sy nalatenskap sal voortleef, nie net in dit wat hy opgebou het nie, maar veral in die lewens van mense wat hy aangeraak het. Ons eer vandag nie net 'n man vir sy prestasie nie, liewe vriende, maar vir 'n man met sy karakter. Sy voetspore lê diep, en ons is baie ryker mense, ek en jy, omdat die Here toegelaat het dat Johan van der Kolf onder ons gebly het. Johan van der Kolf is self vandag 'n ryk man, en ek praat nie van bankrekeninge en rand en sent. Ek praat van die feit dat hy 'n burger is van die koninkryk van God. Dat hy genoem mag word 'n kind van God. En die vraag is oor hy oulik was, oor hy 'n goeie man was en 'n goeie pa was, nee. Dit toe nou nie. Die
Die feit dat ons vir Johan van der Kolf 'n ryk man kan noem vandag, begin by 'n spesifieke donderdag aand in 'n tuin met die naam van Getsemane. Daar het Jesus Christus gekniel en sy bloeddruppels het van angs, soos sweetdruppels het soos bloed op die grond geval. En hy het daar opgestaan en is die volgende dag verhoor. Daar was 3 of 4 verhore. Julle ken die hele verhaal van die Romeinse regering en die Jode wou Jesus doodmaak, maar hy het nie die seggenskap gehad nie. Daarom vra hulle vir 'n man met die naam van Pilatus. Geef vir ons toestemming om Jesus terecht te stel. En dan sien Pilatus allerhande kante toe. Hier is geen skuld in die man. Hy vind niks wat verkeerd is nie. En dan bring hy 'n absolute skurk, 'n misdadiger, sy laaste troefkaart wat hy kom gooi. Om te sê, hier is 2 mense. Of Barabbas, die misdadiger, of Jesus Christus. Kies vir julle een. En dan kies hulle. Ons kies vir Barabbas, die misdadiger. En daai Vrydagoggend, liewe vriende, vir die 3 kruise was bedoel vir die 2 moordenaars en vir Barabbas. Maar Jesus Christus, die Seun van God, kom en hy vat Barabbas se kruis en hy gaan hang aan hom. Hy vat Barabbas se kruis, hy vat Johan van der Kolf se kruis, hy vat Floris se kruis, hy vat jou kruis en hy gaan hang namens jou op Golgotha. En daarom kan ek en jy mekaar noem kind van God. En hy roep uit, my God, waarom het U my verlaat? En hy roep uit, tetelestai, dit is volbring, dit is klaar, dit is oor, dit is verby. Ons het in Openbaring gelees, die Here sê vir die mense, vir ek en jy, ek weet waarmee jy besig is. Ek sien 'n klomp mooi goed wat jy doen, maar ek vra ook vir jou, ek sê ook vir jou, daar's 'n paar goed wat jy moet aan aandag gee, want ek gaan kom en dan gaan ek dit regmaak. En dan sê hy, ek sal vir elkeen 'n klippie gee. Wat klippie? Met jou naam daarop gegraveer. Vir die mense van wie die Bybelteks geskryf is, hulle het verstaan waaroor dit gaan en dis waar die aanhaling gaan. Die Grieke het 'n manier gehad, het 'n gewoonte gehad om vir iemand 'n vriendskapsklippie te gee in hulle tyd en daarom dan die aanhaling in Openbaring 3 om te sê, as ek vir jou 'n klippie gee, dan is jy welkom in my huis. Jy is welkom aan my tafel. Jy is welkom in my familiekring. Daar's niks wat plan nie, daar's niks wat moet uitgesorteer word. Jy is my vriend. Die Here kom sê vir ons vandag, vir Johan van der Kolf, vir my en vir jou, ek sal vir jou spierwitlippie gee met 'n nuwe naam. Dalk het hy en Melinda al uitgeruil oor wat is die nuwe name wat op die witlippie staan. En daarmee wil die Here vir hom sê, Johan van der Kolf, jy is my vriend. By my is jy welkom. Jy is my oneindig kosbaar. Ek is lief vir jou. Jy is myne. Wanneer 'n mens so 'n klippie kry van die Here af, beteken dit alles is afgehandel. Alles is klaar. Alles is skoon. Alles is reg. Mag die naam van die Here verheerlik word ook deur hierdie gebeure. Johan van der Kolf het sy klippie gekry. Kom ek en jy stap ook by die deure uit vandag. Vra vir die Here, Here, baie dankie dat ek ook kan uitsien my dag om my klippie te kry by U. Amen.
Die volgende gaan wees 'n fotohouderblyk van Johan van der Kolk oor sy familiekring en sy belewenis, en daarna sal ook vir ons 'n houderblyk en bedanking sê. Die Here is my herder, die een wat die ryk en die reën maak, wat vir die branders sê, net tot hier. Genade
Neem nou net vir julle alle liggies af. Ek dink nie ek kan iets sê vandag. Deel van die teken is julle almal wat vandag hier sit. En ek dink almal vir julle 'n spesiale gedagte wat julle van hom het. En dan boonop dit Floris, dankie, jy het mooi gepraat, maar jy het met die helfte van my storie gepraat. So, ek sê normaal my storie praat. Ek dink dit is net eers ek gaan nie allemaal bedank nie. Kobus het gesê, 'n mens wat betaal word, bedank jy nie. So, nog meneer, Floris vir jou, baie dankie, jy mooi gepraat. En Dr. Meyer, baie dankie. Ek dink, jy sou die patiënte persoonlik hanteer en ons waardeer dit baie. En al die mense wat by ons werk, ons waardeer julle liefde en julle omgee, so ons sê nie baie vir julle dankie nie, julle word kan betaal, maar julle sê nie so dankie gesê word wat betaal word, so. En dan, as jy baie dankie, hy kon met hy kom met aan voor de baraat en dat jy geluister het en hom gedra het. En dan Melissa, hy was vir jou, jy is vir ons se dokter. Abuda, is hoeveel keer het ek vir jou gevra, jy met aan oupa toe gaan, of het lekker gevoel hier, of is my kwaad. So, baie dankie vir dit. En dan dankie aan jou en Kara. Dankie vir julle liefde. En dat julle daar was. Ek het ook gedink, jy sê ook hier radio mense sien. Maar ek sê toe jy weer gekom. En dan, soos ek al gesê het, Floris het al my goed gepraat. So ek dink, ek gaan sommer 'n paar goed vertel wat ek onthou van hom. So die groot 80's, voor die tafeldrywer het ons drywer Johannesburg mark toe gery. En daai tyd was aan die koelkamers nie. So maandagmôre het jy nou begin pak, ergens onder 'n boom. En dan woensdagmiddag 2:00. Dan het die lorry ingeklim en mark toe gery. Maar Burger Du Plessis van Oostseiland het 'n Mercedes lorry gehad, wat lekker geloop het. Soos my pa donderdagmôre vir die mark kom, en toe Burger klaar daar gestaan, en hulle voor hom afgelaai. Toe gaan ek koop by 'n Nissan CK20 lorry. Anders die Isak nie het nog so lorry. En die lorry het lekker geloop. So hy kon voor hom Burger by die mark wees, het hulle hom eers afgelaai. So dan, een van die fundamente wat hy by ons as 'n besigheid geleer en by ons as 'n familie is om buite die boks te dink. En ek dink dis nog steeds vandag wat ons as familie en besigheid probeer doen, is om bietjie buite die boks te dink. En 'n ander ding wat hy baie kwaad geraak het, is as jy vir hom gejok het. Ek dink dis ook iets wat ons wil hê in ons lewe, om eerlik en opreg te wees. En dan die ander ding is wat vir hom nogal belangrik was,
as jy kan gejaag, dan erken jy dit, en jy vat jou moeilikheid. So daar was twee goed wat ek saam met hom was, ons het een boot in die tooi, of ons het sy oes gekoop, of grond gehuur, kan nie onthou nie. En toe ons oor die Mali Konradi gaan, die dag toe sy haastig, toe gaat hy oor een Kolie Strauss noodbal. En kyk, een Kolie was, as alles reg was een Kolie al moeilik. So, en een Kolie het hom gekontak, en ons is toe daar na Kolie toe, ons gaan teruggekry, maar dit was een 2 ure sy mergelinde jammer sê, net dat die Kolie ons vergeer oor sy noodbal geraai het. En die ander ding het op Solstraal het hy heel aan die kaart gegaan. Toe gaan ons sorg om die tannie te vraag, toe gaan ons om die eenam te vraag. En dit is self, seker ek hier in die halve wat, dus die tannie moes van verskoning vraag. So, ek dink, dit is nogals een belangrike ding om, as jy nonsens aangejaag, jou nonsens te vat en uit te sorteer. En so, ek dink ons allemaal sal om verlange tyd onthou en as ons hier op die plaas is, gaan ons om dat nog vir 'n lange tyd onthou. So, dankie vir alles wat jy vir ons gedoen het. Mooi by mam. Dankie. Kom baie dankie. Dit vat 'n ander beperking hier opstaan. Jou plaas op begrafenis, so baie dankie. Dit is ons vriende, ons het bezig om klaar te maak hier so, die volgende. Ons allemaal een lied sing, een baie gepaste lied. Wat sê, kyk na die veld, kyk na die bosse, die berge, die vlaktes, dit waarvoor hy baie lief is, wat jy afgekom het in sy leven. Ons gaan dit sing. Dan gaan Marka vir ons vader voorlees. Dit is opgeneem op 'n stem, sê van baie dankie. En dan daarna gaan ons vra dat dit sal verlaat. Die saal sal vandaag en uitstap, die so boom hier buitenkant, wat daar bommetjies gepak gaan word, ons sal vir die familie eerste kans sien, om daar te was, ons gaan allemaal daar maar rondom staan, en dan kan jy ook geleentheid, dat sy een klare bommetjie geplaas het daar, om ook die laatste eeuw so manier te betoon. Daarna word die familie allemaal uitgeteen door versen, en vraag kom, staan erop, om skip aan, om die hele paar oomblikke met mekaar, is vir baie kostbaar, dat dit ook so is. Ons sing er eers, daarna die voorlesing van, en as het klaar is die voorlesing, dan vandaag ons aan die bromme in die boek. Baie dankie.
Mongeheilige laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied soos in die hemel en so op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood. Vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergeef. Lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Yuki, lekker.
Tote,
Darling, darling, darling,
Ate